Nuuskierig in spirituele verkenning. Ek weet nie van jou nie, maar dit is vir my baie moeilik om te vra. En ek is eintlik 'n ekstrovert, so behoort maklik te wees, maar dit werk nie vir my so maklik om iemand te vra vir iets nie. Daar's iets wat binne my huiwer, dalk 'n vrees om 'n las te wees, dalk om teleurstelling in die gesig te staar, dalk hou ek nie daarvan om kwesbaar te wees nie, of om van iemand anders afhanklik te wees nie. Om te vra is om te erken, jy weet nie alles nie. Dis om jou onkunde bloot te stel, dat jy hoop op 'n antwoord wat jy self nie kan voorsien of self kan vind nie. Maar dan lees ek weer Matteus 7 vers 7 en daar staan, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit beloof Jesus. So vra kan dis ook die begin wees van ware spirituele verkenning. Jesus se woorde is 'n uitnodiging, dis 'n belofte. Hy nooi ons om nuuskierig te wees in geloof, om ons geloof te beproef, om dit so te stel. Om te soek, nie omdat ons verdwaal is nie, maar omdat daar altyd meer van God se hart is om te ontdek, omdat God vir ons lief is en die beste vir ons bedoel. Todd Kashdan, 'n sielkundige wat navorsing doen oor nuuskierigheid en welstand, hy wys daarop dat spirituele verkenning juis betekenis en geestelike gesondheid bevorder. Hy skryf, spiritual exploration is one of the ways that curiosity contributes to meaning and well-being in everyday life. So floreer vandag deur meer nuuskierig te wees, om dit te omhels as deel van jou reis van vir spirituele erkenning verder te gaan. Vra met verwagting, al voel dit ongemaklik. Soek met 'n oop hart, al weet jy nie presies waarna nie. Klop met volharding, al is jy onseker oor die uitkoms. Want die deur na 'n dieper en 'n ryker geloof sal wyer oopgaan, nie vir die wat alles weet nie, maar juis vir die wat durf vra, soos Jesus dit beloof. Leef geïnspireerd.